Welkom terug by my reeks In Gesprek met Professor Koos Malan. In hierdie episode gesels ons oor transformasie, of meer spesifiek transformatisme. Tweedens, die staatsgodsdiens van Suid-Afrika. Wat is die godsdiens van die Suid-Afrikaanse regering? En derdens, die idee van die tirannie van die meerderheid. So binne in hierdie boek, There is no Supreme Constitution, kom maar 'n term voor wat ek dink ongelooflik relevant vir ons, toenemend relevant word, veral nou in 2025, en dit is transformatisme. Dit is professor se titel vir die ideologie wat eintlik maar die hele grondwetlike orde van Suid-Afrika dryf. Jy hoor heeltyd, jy moet aanbepaal vir geloofsbelijdenis doen. Hulle vra, is jy toegewy tot transformasie? Dit is wat jy heeltyd gevra word, of in onderhoude, of in sommer enige konteks in Suid-Afrika, maar in die agtergrond is heeltyd, ons moet transformeer. Suid-Afrika moet getransformeer word, en dit is 'n onkritiseerbare goeie ding. Dit is die idee wat daar buite geplaas word. Maar kan professor vir my en die gehoor verduidelik, wat bedoel prof met transformatisme? Wat is dit? Ernst, ek dink dit is fundamenteel twee goed. En ek dink net terloops, jy vra 'n uiters tersaaklike vraag. Dit is, transformatisme beteken twee goed. In die eerste plek is dit staatsgesentraliseerde en staatsgedrewe projek om dan die twee goed te bewerkstellig. Een, 'n sosialistiese opset, waar soveel as moontlik sogenaamde produksiefaktore in die hande van die staat moet wees, ten einde dit te herverdeel op die wyse wat die staat onder die beheer van die ANC goedag. Dis die eerste ding. En in die tweede plek, ten einde soveel as moontlik kulturele homogeniteit af te dwing. Dit in 'n neutedop is wat dit is. Kom ons pak dit 'n klein bietjie uit. Wie is die staat? Die staat is natuurlik 'n abstrakte konsep, maar die staat in hierdie geval is die regering. En wie is die regering? Die regering word beheer deur die ANC. Met ander woorde, dit is eintlik in die finale instansie 'n beleid wat afgedwing word vanuit die ANC en meer bepaald vanuit die nasionale uitvoerende komitee van die ANC, soos wat hulle van tyd tot tyd oor hulle beleid besluit, en soos wat hulle van tyd tot tyd aan die hand van die dokumente wat hulle noem die strategy en tactics dokumente, daai twee goed probeer bewerkstellig. Nou, die aanspraak is, soos tipies van linkse regerings vanaf 1917, vanaf die Sowjetregering van 1917, is dat ons wil gelykheid bewerkstellig. Ons wil beheer kry oor die produksiefaktore, of dit nou grond is, en of dit nou grondstowwe is, en of dit nou dergelike ander vorm van kapitaal is, en oor enige iets anders, sodat ons die beheer daaroor het as ANC-regering, net soos wat die ou Sowjet-Unie-regering dit gehad het, ten einde na goeddinke tussen ons te versprei, en ons maak daarop aanspraak dat ons wil gelykheid bewerkstellig daardeur. Enige vorm van ongelykheid word per definisie as boos gesien, en ons wil gelykheid bewerkstellig deur die gelyke verdeling van eiendom, gelyke verdeling van ekonomiese bates. Goed, dit is die aanspraak. Die aanspraak is vals. Jare gelede, in die 60er jare, het Milovan Djilas, hy was 'n Joegoslaaf, 'n Serbiër, 'n boek geskryf met die titel van The New Class, waarin hy kritiek gelewer het op juist die Sowjet-Unie regering, en tegelykertyd ook op die kommunistiese regering van Joegoslawië van die tyd. En dit gee vir ons 'n klomp insig in wat die geloofwaardigheid is van die aanspraak op gelykheid. Want in die finale instansie word daar nie 'n gelykheid bewerkstellig nie, maar gebruik jy doodeenvoudig die aanspraak op gelykheid om uiteindelik nie 'n gelykheid te bewerkstellig nie, maar om 'n oligargie te bewerkstellig. Nou, Aristoteles het reeds meer as 2300 jaar gelede vir ons verduidelik wat 'n oligargie is. Dit is 'n klein elite, maar 'n elite is nie vreemd nie. Dalk is elite in alle regerings, in alle grondwetlik politieke opsette. Maar hierdie klein elite is 'n klein elite wat ingestel is op selfverryking. In ander woorde, nie op gelykheid nie, maar presies die teenoorgestelde daarvan.
maar om dan tegelykertyd die ander ekonomiese bates waaroor hy beheer het op so 'n wyse 'n klein bietjie te verdeel dat die res van die bevolking wat hom moet ondersteun nagenoeg tevrede bly. Wat het jy in Suid-Afrika? Presies dit. Hierdie oligargie, soos blyk uit korrupte ministers, soos 'n besondere korrupte hoër echelons van die ANC, en dan jy 'n klomp ingewydes, mense wat staatskontrakte kry, mense wat voordeel trek uit wat genoem word affirmative action, en dan natuurlik veral mense wat voordeel trek, mense wat naby die ANC leiding beleef, wat voordeel trek uit sogenaamde broad-based black economic empowerment voordele. Goed. Rassewette en rasbeleid. Dis reg. Trek swart mense in die breë in die finale instansie daai uit voordeel? Het jy, en dit is hoekom ek dit by sy volle naam genoem het jy inderdaad broad-based black economic empowerment? Die antwoord is nee. In die finale instansie het jy elite empowerment, oligarchic empowerment. So al wat jy kry is dat 'n klein oligargie word in stand gehou, word verryk, leef as dit ware uit die voordele wat die totale opset, die totale politiek ekonomiese opset kan bied, en die ander mense word as dit ware op die groot getal van ander mense wat uitgesluit is van die oligargie, word op 'n soort van 'n hongerloon net nagenoeg op sleeptou geneem. Soos met staatstoelae, in weerwil van die feit, of tesame met die feit, dat die meeste groeiende getal mense raak werkloos. So daar is geen sprake van gelykheid nie. So in plaas van ekonomiese bemagtiging het jy elite verryking. Jy het elite verryking. Dit het elite verryking. Goeie vriend sê vir my, jy het eintlik EE in Engels, jy het elite empowerment, of elite enrichment. Nou goed, so dis die eerste komponent, wat gaan oor die ekonomiese. Die tweede komponent van transformatisme het betrekking op die kulturele aspek, wat ek nou reeds genoem het, in eerste gedeelte van ons gesprek. Dit is dat enige iets wat die bestaande orde, en veral die bestaande oligargie kan ontwrig, kultureel gesproke moet so ver as moontlik uit die weg geruim word. Dit is hoekom jy kulturele homogeniteit moet hê. Ja, jy kan maar 'n Afrikaner wees, daar by die huis, en jy kan miskien die kerk gaan bywoon, saam met mense wat behoort tot dieselfde denominasie as jy, en jy kan privaat verkeer met jou vriende ensovoorts. Julle kan privaat Afrikaners wees, en julle kan julle kunstefeeste hê ensovoorts, maar geen uitdrukking van enige kulturele identiteit in die vorm van instellings van 'n konstitusionele aard wat enige erkenning mag geniet nie. Dit is hoekom jy aanslag gehad het teen Afrikaanse openbare universiteite. Dis hoekom jy die aanslag op die oomblik het teen Afrikaanse skole. Dit is hoekom jy die aanslag het teen enige iets, ook in die vorm van besigheid, wat een of ander vorm van Afrikaner eksklusiwiteit gaan hê. Maar daar is geen probleem met swart eksklusiwiteit nie. Daar is geen probleem met enige ander vorm van eksklusiwiteit nie. So die ding van inklusiwiteit is vals. Dis doeteenvoudig weer eens elitebevoordeling, en dan die noodsaak dan om enige moontlike oppositie uit te skakel, deurdat jy spesifiek gedefinieerde minderhede so ver as moontlik in die hoek moet druk, en dan in die hoek moet druk, hoekom, of waardeur, deur so ver as moontlik te sorg, dat daar geen instellings is deur middel waarvan waarvan minderhede spesifieke politiek-kulturele erkenning kan kry nie. Dit is, wil ek myself net onderbreek, 'n fundamentele swakheid ook vir die grondwet. Dit gaan ook terug na wat ons genoem het net nou van, dat Suid-Afrika is 'n multinasie staat. Jy moet die multinasies erken, in die korrekte optrede sou gewees het, dat Afrikaners op 'n verskeidenheid van wyse oor instellings moet beskik, om uitdrukking te gee aan ons eie kultuur, maar tegelykertyd oor instellings moet beskik, om te sorg vir ten minste 'n minimumgraad van selfregering. Dit egter is heeltemal buite die kwessie. Transformatisme kan dit nie verduur nie. Ja. So dit in 'n netedop is wat transformatisme is. Reg. Dan wil ek net die volgende byvoeg, Ernst. Ons praat van, die regering praat van transformasie.
Hulle praat nooit van transformatisme nie. Ek het van transformatisme begin praat. Dit het hier en daar aanklank gevind. Die rede hoekom dit transformatisme is dit. As jy praat van transformasie, as jy sê, luister, ek behoort 'n transformasie in my persoonlike lewe te ondergaan, dan beteken dit, daar's 'n noodsaak, jy eien 'n noodsaak vir 'n beduidende persoonlikheids, amper 'n karakterverandering, né? En dan gee jy verder 'n beskrywing daaraan. Het jy nou die transformasie ondergaan of nie? Hierdie ding het niks te doen. Hierdie transformasie het niks te doen met 'n beskrywing nie. Dis 'n projek. Dis 'n ideologiese projek wat eiehandig deur die ANC leiding gedryf word. Nie net om weg te kom van die bose apartheid van weleer nie, maar om uiteindelik hierdie opset te bewerkstellig ingevolge waarvan die elite beheer het oor die bates, wat hy na goeddinke kan verdeel, of nie verdeel nie, die meeste vir homself hou, en in gevolge waarvan hy na goeddinke net soos hy wil kan sorg, dat daar geen erkenning van enige beduidende aard vir die verskeidenheid van kultuurgemeenskappe is nie. En ek dink dit is 'n kritiese punt wat die luisteraars ook moet verstaan, is dat daar's baie praat of die gebruik van transformasie in die taalgebruik, selfs voormalige oppositiepartye spreek hulle ondersteuning van transformasie uit met gemak. Maar soos Prof nou hier verduidelik, transformasie is nie soos wat dit deur party mense oneerlik voorgegee word as net gelyke kansse of gelyke geleenthede vir almal nie. Transformasie het 'n ideologiese komponent, dit het 'n rassekomponent, dit het 'n magskomponent, dit is uitdruklik 'n marxistiese projek, dit is uitdruklik 'n rasbehepte projek en spesifiek rasbehep in die sin dat dit swart oorheersing deur 'n swart elite probeer bewerkstellig, en dit is heeltemal binne in die kraal van die ANC se nasionale demokratiese revolusie. Dit val binne in hulle ideologiese projek, hulle plan. So mense moet versigtig wees om nie net sommer jou ondersteuning van transformasie uit te spreek sonder om krities te dink daaroor. Daar is geen ander manier om te sê nie, dat, en ek gaan nou harde woorde gebruik met dit daarna beskryf, transformasie stink. Dis 'n slegte ding. Dis 'n inherente bose ding. En die rede waarom hy so boos is omdat dit 'n uitgroeisel is, staan in die verlengde van die heel mees bose ideologiese projek van eintlik van alle tye, ideologiese projek. En dis die 20ste eeuse marxistiese projek wat tot uitdrukking gekom het in China en natuurlik in die ou Sowjetunie. Om daarmee om te gaan op 'n manier waarop jy neutraal daarteenoor staan, om daarmee om te gaan op 'n manier wat jy dit een of ander wyse kan akkommodeer, is fundamenteel verkeerd. Wanneer jy werk met transformasie, wat soos ons besluit het, ons transformatisme moet doen, ten einde die ideologiese karakter daarvan te beklemtoon, dan moet jy weet, dit is dood eenvoudig 'n oënskynlik meer welriekende verpakking vir 'n ding wat fundamenteel sleg is en met die grootste boosheid en ondiens aan groot gedeeltes van samelewings bewys het gedurende die 20ste eeu. Jy behoort daarteen te wees. Daarom sê ek, dit stink. Dit is onwelriekend. En uit daai punt uit vloei die volgende vraag van my amper of natuurlik, en dit is, ek voel amper elke staat het 'n godsdiens, en daai godsdiens is nie noodwendig Christendom of Islam of wat ook al op godsdiens daar buite is, die tradisionele godsdienste nie. 'n Staat wat maak asof hy ateïsties of selfs sekulêr is, het ook tog 'n godsdiens, oftewel is 'n sekulêre godsdiens, hoe paradoksaal dit mag klink. Suid-Afrika, die meerderheid van Suid-Afrikaners is Christene. Maar die Suid-Afrikaanse staat se staatsgodsdiens is nie Christendom nie, maar dit is ook nie ateïsme nie. Daar is 'n godsdiens, soos Prof uitgepak het in die boek, 'n staatsgodsdiens wat die Suid-Afrikaanse staat en meer spesifiek die ANC nastreef. Wat is daai staatsgodsdiens? Ja, wel, die staatsgodsdiens gee voor om verpak te wees in artikel 1 van die grondwet. Artikel 1 van die grondwet sit die fundamentele waardes van die Suid-Afrikaanse grondwetlike orde uiteen. Onder andere gelykheid, vryheid en menswaardigheid. Nou, wat egter gebeur het, is dat dit natuurlik net 'n klem is op gelykheid, wat dan die rookskerm is, waar agter die oligargie skuil, ten einde die oogmerk, die transformatistiese oogmerke van die oligargie te bewerkstellig. Nou wat gebeur het, is dit
Een van die fundamentele eienskappe van 'n staatlik individualistiese grondwet, soos wat ons nou gesê het, is dat dit aanspraak maak daarop dat die grondwet is oppermagtig. Dat dit het ten minste 2 implikasies wat ons hier kan uithaal vir die oomblik. Die eerste een is, die grondwet kan alleenlik verander wanneer daar ingevolge die wysigingsvoorskrifte van die grondwet self fundamenteel basies deur 'n 2/3 meerderheid van die parlement 'n wysiging aangebring word. Tot nou toe het die Suid-Afrikaanse grondwet 'n hele klompie wysigings ondergaan, maar niks daarvan was van enige besondere groot belang nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, alles wat teen die grondwet gebeur, is verkeerd. Ons het dit reeds gesê. Nou gaan net terug na die eerste een toe. Daai uitgangspunt wat geleer word, dat die grondwet is oppermagtig, dat hy kan net verander ingevolge die wysigingsbepalings vir die grondwet self, deur die parlement, is fundamenteel verkeerd. Dis 'n stuk grondwetlike, is 'n grondwetlike geloofsartikel. Dis nie waar nie. Die Suid-Afrikaanse grondwet het ten minste 3 goed ondergaan met betrekking tot die verandering van die grondwet. Sekere bepalings, is wat ek in die boek genoem het, is doodgebore. Dit is stillborn law, is die Engelse beskrywing. En ons kan dit klomp noem. Waarskynlik die beste voorbeeld daarvan is die taalbepalings vir die grondwet. Reg vanuit die staanspoor het dit geblyk dat in weerwil van die 11 amptelike tale wat ons sogenaamd het, is daar net een amptelike taal. Dit is Engels en het al hoe meer so geword. Dis die eerste ding. Ons kan nog ander voorbeelde ook noem. Die tweede belangrike ding is dat 'n grondwet kan verander deurdat sekere bepalings doodeenvoudig net nie uitgevoer word nie. En 'n derde belangrike ding is dat 'n grondwet kan verander dat sekere bepalings doodeenvoudig vervang word deur praktyk met 'n nuwe opset. Kom ons laat dit eers daar. Nou kom ons kyk wat gebeur het met artikel 1 van die grondwet. Artikel 1 van die grondwet, so leer die grondwet vir ons, kan slegs verander word met 'n 75% meerderheid van die nasionale vergadering en natuurlik 2/3 van die Nasionale Raad van Provinsies. So hier het jy werklik met iets te doen wat omtrent grondwetlik gesproke heilig is. Anders is die 2/3 meerderheid vereiste hierdie bepalings net met 'n 3/4 meerderheid. Dit is nonsens. Want een van die goed wat gebeur het is dat transformatisme het 'n fundamentele grondwetlike waarde geword. Al staan dit nie in die grondwet nie, ja. Nou my goeie liewe vriende in die DA, en ek is nie sarkasties as ek so sê nie. Jy weet, ek het inderdaad baie goeie vriende in die DA en ons stem oor baie goed saam en oor baie goed stem ons nie saam nie. En ek het 'n goeie doktorale student, hy sal weet van wie praat ek. Vir wie die grondwet tog so belangrik is omdat dit hy dit ook as oppermagtig beskou. Is so iets wat ek nou so pas gesê het, natuurlik heiligskennis. Nou as dit heiligskennis is, beteken dit natuurlik vanuit die staanspoor dat dit beskou is as iets heiligs. Wel, dis gewoon verkeerd. Wat my vriende in die DA sal sê is, maar transformasie kom nie in die grondwet voor nie. Kyk, die woord is nie daar nie. Dis korrek, die woord is nie daar nie. Maar hoekom het julle gedink? Dis my reaksie daarop. Hoekom het julle gedink? Alles wat in die konstitusie is, in die konstitusie, ek gebruik in die boek die woord konstitusie, die begrip konstitusie teenoor grondwet. Hoekom het julle gedink alles wat in die konstitusie is vervat in die grondwet? Dis verkeerd, dis 'n wanopvatting. Met ander woorde, jy het 'n doktrine, 'n leer wat seker goed aan jou leer, maar leer jy verkeerd. Alles wat in die grondwet staan is nie feite nie. Jy weet, ten einde te bepaal wat die ware toedrag van sake is, moet jy bietjie breër kyk, breër oorweeg ten einde vasstel wat het gebeur en wat is die hele tyd aan die gebeur. Want die punt is dat transformatisme is 'n waarde, al is hy nie opgeteken in woorde in die grondwet nie, maar meer nog, hy is 'n waarde wat alle ander waardes troef. Dis die fundamentele waarde. Al staan hy nie in die grondwet. Al staan hy nie daar nie. En wie gee onder andere uitdrukking daaraan? Wel, die parlement gee uitdrukking daaraan, die oppositie praat met jammerte, groot lof. Praat saam. Die uitvoerende gesag dryf natuurlik die ding, die kabinet.
En die howe praat heerlik saam. En dan iets wat hier uitvloei, professor, dit laat my dink aan, ek het onlangs was ek in 'n gesprek, 'n onderhoud op 'n radioprogram, en ek noem toe die konsep van die tirannie van die meerderheid. Ja. En die onderhoudvoerder, 'n swart vrou, het dit baie vreemd gevind. Sy het eintlik begin lag toe ek dit noem, asof hierdie idee van 'n meerderheid wat tirannies kan wees vir haar ondenklik is, want dit is volgens haar lyk my wat demokrasie beteken, is die meerderheid mag doen wat hy wil. Maar hierdie wat professor hier verduidelik, die transformatisme, die staatsgodsdiens, dit alles maak die tirannie van die meerderheid moontlik, meer spesifiek die swart meerderheid in Suid-Afrika, en dat daar's baie mense daar buite, veral binne in die elite, wat glo dat daar mag geen brieke op hierdie trein wees nie, daar mag geen brieke tot die wil van die meerderheid wees nie, die meerderheid mag doen wat hy wil. Ja. Ernst, dit is baie belangrik. Dit is presies om daai rede dat transformatisme in weerwil van die boosheid daarvan en in weerwil van die nadeel daarvan so wyd aangehang word. So wat is die wel in die eerste plek, kan dit regtig voorkom? Ja, inderdaad so. En dit is die ergste vorm van tirannie wat daar kan wees. Hoekom? Hy lyk legitiem. Hy lyk geregverdig. Dit lyk asof jy hom nie kan teëgaan nie. Anders is 'n minderheid. Lord Acton, van wie ek 'n groot aanhanger is, het gesê alreeds teen die einde van die 19de eeu, 'n meerderheidstirannie, hy het nie spesifiek daai woord gebruik nie. Dit is Alexis de Tocqueville se woord. In Democracy in America wat teruggaan na 1835. Maar Lord Acton het uitgewys dat daai tirannie van die meerderheid is baie erger vanweë die aanskyn, die voorgee van legitimiteit. In teenstelling met 'n koning, 'n enkele tiran of 'n klein oligargie wat jy makliker kan omvergooi, wat jy makliker kan teëgaan en wat uiteindelik makliker uit die kussings gelig kan word omdat hy inherënt illegitiem is. Dit is die probleem met die meerderheidstirannie. Nou, wat is die beste wyse om teen die meerderheidstirannie te gaan? Is om doeteenvoudig die algemeen aanvaarde opvattings, asof tirannie, ten minste asof transformasie iets soos hierdie tafeltjie is. Realiteit wat jy niks kan doen nie, jy kan nie sê die tafel is nou iets anders nie, asof dit amper so iets is. Dis nonsens. Transformatisme is 'n inherënt bose, slegte, stinkende ideologie. Nou ek druk dit nou verskriklik sterk uit, né? Maar dit moet doeteenvoudig uitgewys word vir die boosheid wat dit is. Daarmee breek jy tirannie. Breek jy tirannie deur doeteenvoudig in hierdie, kyk, is een groot wanklank, né? Is een groot wanklank. As gevolg waarvan 'n suiwer klank na 'n wanklank mag klink. Wel, jy moet doeteenvoudig die suiwer klanke laat hoor, sodat die suiwer klanke uiteindelik sterker as die wanklanke kan wees. Wie se verpligting is dit? Wel, vir al mense wat uit die tirannie uitgesluit is en daardeur benadeel word, wat doeteenvoudig daarteen kan praat, daarteen kan skryf, in 'n gesprek het kan deelneem soos ons hier. Kan ons dit in Suid-Afrika doen? Wel, ons kan praat oor die vraag of Suid-Afrika substantief gesproke 'n demokrasie is. Hy is nie. Hy is 'n oligargie. Maar die punt is, ons het prosedureel het ons 'n demokrasie en is van uiterste groot waarde. Daar is 'n toenemende aantal massamedia, YouTube kanale ensovoorts waar hierdie wanklanke wat uiteindelik die suiwer klanke word wat dit werklik is, wat dit gehoor kan word. Daarmee breek jy hom. Het ons in Suid-Afrika daarmee gevorder? Sonder enige twyfel het ons reeds gevorder. Ons moenie dit miskyk nie. Jy's as dit ware in die rook en die stof. En as gevolg daarvan is dit baie moeilik om waar te neem wat regtig gebeur. Maar ons het 'n beduidende afstand gevorder om transformatisme se aanspraak op legitimiteit inderdaad te breek. Net 'n laaste punt in die verband. Die belangrike is om ook uit te wys dat in die finale instansie het jy iets hier wat aanspraak maak daarop dat dit die meerderheid tegemoet kom, dat dit tot voordeel van die meerderheid is. Dit is vals. Ook daai gedeelte van transformatisme is vals. Gevolglik is selfs die meerderheidstirannie vals. Want wie word almal benadeel as gevolg van transformatisme? Almal behalwe daai klein ingewyde
oligargiekie rondom die ANC se nasionale uitvoerende komitee en 'n klompie duisende mense, miskien 100.000 mense, 200 of 500.000 mense, die verryktes, net hulle. Die res is daarvan uitgesluit. Dit sluit onder andere die grootste gros van swart mense wat werkloos is en wat die mensonwaardige situasie aan uitgelewer word dat hulle op staatstoelaas aangewese is. Hulle ly ook onder die nadele van hierdie tirannie, van die transformatisme. Dit bring my aan die einde van episode 2 van my ingesprek met professor Koos Malan reeks. In episode 3 gaan ons gesels oor eerstens selfbeskikking en dan tweedens oor die vraag, hoekom moet jy nie al jou vertroue in die howe plaas nie? Indien julle episode 1 gemis het, is hy nog steeds beskikbaar op my YouTube kanaal. Daar het ek en professor Koos Malan gepraat oor onder meer die multinasie-staat, staatsverval en waar lê die oppergesag dan nou regtig. As julle gehou het van hierdie episode en van hierdie reeks, deel dit met vriende en familie en julle kan ook inteken om op hoogte te bly van wanneer die nuutste episode opgelaai word. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir julleself en dink vooruit. Tot volgende keer.